My eerste go-to vir brain fog is altyd check your gut. As jou gut nie werk nie, dan absorbeer nie jou nutriënte reg nie en jou brain fog kom heel moontlik uit dit uit. Gaan praat met jou apteker, dis vir my so belangrik, want ek dink hulle het gewoonlik bietjie meer tyd vir jou, dit sal privaat wees, hulle weet baie. Medikasie, brille, pille, polypille, dit het sy plek, maar damn it man, ons kan regtig baie reg kry met bietjie broccoli en 'n bietjie vesel. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Daar sy, welkom terug by Grys en Gatvol. Ons is weer gereed om vir julle 'n wonderlike episode te gee met fantastiese inligting. Hallo Melanie, hoe gaan dit met jou? Hi, Ritsa. Alright, dit gaan goed. Kry koud in Kaapstad, maar ons is andersins okay. En jy? Jessie, die wind vandag in Stellenbosch was snerpend koud en hy het 'n verskriklike sombrele omgewaai, so dit was baie koud hier by ons ook gewees vandag. Nee, ook in die Kaap, ek bly mos hier teen Duiwels Piek, maar jenne, die wind het Jy kry baie wind, né? my afgewaai die laaste 2 dae, die suidooste. En dis mos nou nog nie suidooste tyd nie, so hulle moet ons kans gee. Ek dink hulle noem dit die suidooster. Kyk hierso, ek het nou gesê toe dit so verskriklik warm was in die somer, ek gaan hierdie winter nooit moan as dit koud raak nie, nê? Maar nou is dit koud, so nou moan ek maar, want dit is nou koud, jy weet, soort van in 'n koue wind en so aan. Ek weet sê so in die wintermaande voel dit vir my of ek net al my geld spandeer op 2 goed. En die een is katkos, want ek het 'n kat wat die hele tyd honger is, en kaggelhout. So ek brand daai kaggeltjie van my. Ai, dis 'n regte ou vage vuurtjie en daai ding maak my huisie vuur warm en dan prop ek sy pensie so vol dat dit so begin druppels maak teen die dak. Maar ek love dit en dan het ek nou 'n slegte gewoonte aangeleer. En sê daarvan om in my lieflike bed te gaan klim, red ek nou so in hierdie winter nou, die afgelope sê maar, ek weet nie, 2 weke het ek 2 aande vir my net tuis gemaak op die bank. So ek het 'n lekker breë bank met kussings en komberse, soveel so dat my huishulp inkom, sy sê vir my, Mama, ek sê vir haar, ja Prinslien, sy sê, you've got a problem, ek sê, what's my problem, sy sê, you've got a couch problem, so ja, ek maak my sommer tuis voor daai kaggel hoor. Ek het gedog jy gaan sê jou geld gaan in rooiwyn en kaggelhout, maar die kat, ek het ook 'n kat wat so, ek het hom vandag, ek het nou net weer geklaar, toe sê ek vir hom, nee, ek het nou vandag vir jou 200 borsies, 'n klomp pellets gegee en ek het jou nou al 8 keer gevoer. Dis nie okay nie. Hou nou op om te kla my. Ja, jou kat is bederf hoor. Nee, maar ek het 'n groot kat, dis hoekom hy weeg baie kilos. So dis hoekom. Maar ja, ek hoor jou. So jy voer die kat se pensie en jou kaggeltjie se pensie. Kaggeltjie. Ek stook vuurtjie hoor. Ek stook vuurtjie. Maar so wat het jou gat vol gemaak hierdie week? Wat het jou gat vol gemaak? Gatvol. Kom ek sê vir jou wat, ek was gister of eergisteroggend eintlik uit frustrasie so na aan trane, want ek raak so gefrustreerd, maar ek wil net afskop om eers te sê, my frustrasie en my gatvol is 'n luukse probleem. So ek besef dit. My probleem is met swak wifi. Nou ons bly op 'n plaas, of ek bly op 'n lieflike wynplaas, maar daar's nie fiber nie. Wat is fiber? Jy moet nou sê jy besit nie die plaas nie, maar dan sê jy moet nou sê jy besit daarom nou nie die plaas. Ek wil ek maak of dit my plaas is. My kleinkinders dink dis ouma se plaas, maar ja, daar is nie fiber nie. So die wifi is nommer 1 vrek stadig. Nommer 2 baie keer bestaan dit nie. Dan spring ek op daai telefoon en hulle diens is baie vriendelik, maar jy moet 72 uur wag voordat 'n tegnisien by jou kan uitkom. Nou sê ek, jy wag nie so lank vir 'n hartspesialis nie. Wat
kak is dit die, laat jy moet, dat iemand net die regte knoppies kom druk vir jou, 72, dan het ek nie wifi nie, so ek het 'n wifi probleem, dis die wat ek vanaand hier sal sit in my skoonseun se kantoor, ander kere moet ek in my kar klim en op my kar se wifi gaan werk, ander kere gaan sit ek by vriendinne as ons nou hierdie tipe platform gebruik, maar ek het nou 'n nuwe iemand gekry wat my 3 keer duurder gaan kos, maar hulle beloof vir my 10 keer meer en beter diens. So ek is moontlik uit my frustrasie, ek dink dis wat my so absoluut, ek sien my grys is nou amper soos wit grys en dit is nou van die wifi gesukkelry, hoor. So ja, wifi, luxe probleem, maar maak my gek. Melanie, is jy gatvol? Jy lyk baie lekker, is jy gatvol, Retsie? Ja, maar ek hoor jou oor daai tegniese goed. En dan wat my nog die ergste is, dan bel jy nou, en ek is nie stupid met technology nie. Kyk, daar's goed wat ek nie eintlik wil weet nie. Jy weet, dan sal ek nou vir my seun is so techie, al beide my kinders werk in die vir tech companies, en dan sal ek nou sê, ag julle los gou vir my hierdie probleme op, en dan sal my seun nou so half sê, ma, ek gaan nou vir jou wys hoe om dit te doen, jy weet, dan sê ek, nee man, dis hoekom ek jou geboortsvoed het vir soveel maande, en ek het geboorte gegee aan jou, kom nou, maak sommer gaan my rekenaarprobleem, maar ek is nie regtig stupid nie, ek kan die goed doen, en ek weet nou al, jy weet, as daar 'n probleem is, dan reset jy die ding, en ek weet nou al hoe om die kabels direk te kyk, en jy weet, en hoe om die speed test, dan bel jy mos nou die companies, en dan is dit nou, dan, jy weet, jy kan sommer sien, hulle kyk na jou ID-nommer, en dan gaan hulle, jyne die ou tannie, jy weet, en dan is dit nou, dan praat hulle praat mos sommer so stadig met jou, jy weet, maar jy weet, maar nou wat jy moet doen met dit, sê, hier's nou so 'n stukkie raad en sommige van ons luisteraars ook. As jy nou 'n oulike mannetjie kry van die company af, nee, maak nou seker dat jy sy selfoonnommer kry. Nou nie vir rooiwyn of enigiets van daai nou nie. Nie vir 'n booty call nie. Nee. Jy sê net vir hom en jy maak seker dat hy dit verstaan. Dat jy net sê, volgende keer kan ek dalk net vir jou direk bel. Want dan skakel jy hulle maar, jy weet hulle mag dit gewoonlik nie doen nie, maar ag ek het nou al gesien baie van die ouetjies sê, nee, dis okay, moet net nie laat hulle weet nie. Is reg so tannie. Is reg so tannie, my ma sukkel net so baie. My ouma Presies. ook. Nee, jy moet daai kaart skaamteloos speel, jy weet, daar's tye wanneer ons moet oud wees, jy weet, soos as ek na die hardewarewinkel toe gaan en ek het 'n plank nodig wat moet gesny word, dan staan ek ook daar so al verlep en sê, maar kan julle dalk vir my dit sny, want ek het nou nie laaste keer toe ek by die hardewarewinkel was en ek het so 'n paar planke nodig gehad, wat net so te lank was, so ek is daar, meneer, is daar enige kans dat jy vir my hierdie planke kan sny? Want ek het nou niemand by die huis nie, en hy kyk my so en hy sê vir my, ma'am, do you not have a husband? En ek sê vir hom, no. A boyfriend? No. En hy sê, yo, that's a terrible situation, en hy fluit so agtertoe en hy sê, nou gaan ek hom nie korrigeer nie, dat dit nie noodwendig 'n terrible situation is nie, maar hy fluit so agtertoe en hy sê, we have to help this woman, it's terrible. Anyway, toe is al my planke gesny, so jy moet maar so nou en dan die ou tannie kaart speel, jy weet, dit werk. Ja, en ek speel graag die ou tannie kaart vir afslag. So ek het julle niks vir 'n pensionaris nie. Ek doen dit skaamteloos. Ek soek my afslag. Net waar ek gaan. Ja, ek het net vandag gehoor, ek dink is Wordsworth, wat blykbaar, is dit 10% afslag gee vir pensionarisse, toe wonder ek nou van watter ouderdom af, want ek spandeer op 'n fyn aan boek. 60? Jy is nog nie daar nie, sorry sussie. Nou, jy Byt dit nog nou. 'n bietjie vas, jy is amper daar, hoor. Hoorie sommer dit saam, met wie praat ons vandag? Vertel So net mens. na die breek gaan ons met 'n verskriklike, oulike, dinamiese, jong vrou praat. En haar naam is Liesel Joubert. Sy is 'n apteker. So sy is nou vir so meer as 'n dekade in die bedryf, maar terwyl sy nou ook as apteker, gemeenskapsapteek, hospitaalapteke gewerk het, het sy ook verder studeer. So sy het 2 M-grade al intussen gedoen. So sy is 'n dinamiese girl, sterk persoonlikheid, en sy is net soos ons, Melanie, sy praat lekker prontuit. So ons gaan nou, net na die breek, gaan ons vir Liesel aan boord kry, julle ouens, en dan gaan ons vir haar 'n hele klomp vrae vra oor al die pille en poeiers en poepe en pyne wat ons kry,
en ons gaan met haar 'n bietjie praat oor voorskrifmedisyne en voorwinkelmedisyne en vir haar baie goeie raad vra oor al hierdie vitamiene waarvan ons die heeltyd hoor. Drink die, drink daai, drink die, drink daai. Ons is nou al so verward, so ek is baie bly ons gaan met Liesel praat. Sy is 'n absolute kundige en sy is baie approachable, so ons kan vir haar lekker uitvra, Melanie. Dit is ons treat vir hierdie episode. Liesel. Welkom by Grys en Gatvol. Hoe gaan dit met jou? Baie dankie. Maar dit sê Melanie, baie goed dankie. Baie dankie vir die uitnodiging. Dis 'n baie groot voorreg. Ag, is so lekker om jou hier te hê, Liesel. Altyd lekker. Ek wil vir jou vertel, ek kom so uit 'n gesin van aptekers. So vir my is dit altyd lekker om met aptekers te gesels. My pa was 'n apteker. Ja, my pa was 'n apteker, my oom was 'n apteker, my ma het aanvanklik farmasie gestudeer voor sy na rekenaarwetenskap toe gegaan het. So ja, so ek het lekker baie bande, so is altyd lekker om met proper aptekers te praat. So dankie dat jy hier is. Dankie. Hi Melanie, ek het dit nie besef nie hoor. Dit is wonderlik. Ek kom net uit 'n hele familie van juffrouens en meneerens. Ons is almal onderwysers. So dit is baie nice, aptekers. Liesel, is jy die eerste apteker in julle familie? Waarvan ek weet, ja. Okay, goed. Ja. En hoekom aptekerswese? My ma het besluit op 16. Dit gaan nou so wees. Ek wou baie graag gaan medies swat het en dit sou nie gewerk het met my punte en so al aan nie. En toe is dit nou maar die volgende beste ding, want ek meen op daai jaar moes jy nou maar op 16 besluit het wat jy met die res van jou lewe gaan maak. Aanleg het so saamgestem en toe van daar af is dit jy gaan pik toe, jy gaan aptekerswese swat en jy gaan vir jou 'n man kry daar. Meanwhile back at the ranch is dit eintlik 'n ekonoom en 'n lesbien. So ja, dit het bietjie anders uitgedraai. Alles goed vir aptekerswese, dink ek. Ek al daai goeders. Maar Liesel, daai voorliefde vir jou vir ekonomie het jou ook gelei sodat jy in jou meestersgrade, een van jou grade het jy gefokus juis oor gesondheidsekonomie. En ek dink dit is 'n wonderlike veld want dit het met ons almal uit te waai. Ons almal weet wat kos kroniese medisyne. Ons weet wat kos mediese ingryping. Dis 'n helse duur storie. En almal het nie eers mediese fondse nie en as jy nou ekke is, dan het jy nou die laagste invalshoek. Net so daar waar jy begin het ek 'n mediese fondsie, maar ek kan ook nou net hulp kry as ek by die seeseer kry. Jy weet as ek in die binneland is ek byvoorbeeld nie gecover nie. So ja, ek dink dit is fantasties dat jy die ekonomie en dan is jy ook baie goed met rekenaars en sulke goed, is dit nie? Doen jy nie ook programmering en veiligheid, ietsie in daai lyn? Maar AI het vir my, dis die een ding wat ek het lanklaas in my lewe iets so lekker verstaan of so iets lekker begryp is iets soos AI en toe ons mekaar nou ordentlik verstaan en die tale begin verstaan, toe raak al my goeie idees programme en ek kry toe mense, dit is net hoe die universe werk, ek kry toe mense wat inkoop in die idees en wat saam konseptualiseer en ja, ons is besig om 'n baie ongelooflike program eintlik op die einde van die dag te skryf vir jy weet aftreeoorde, jy weet maak seker ons ouers en ons oupas en oumas wat in die aftreeoorde gaan wees of jy weet is veilig, is versorg en jy weet accountability is deur die bank. So ja, so groot medisyne hantering is natuurlik 'n groot deel daarvan, maar kwaliteitbeheer en veiligheid en jy weet, die redenasie is maar altyd, ek kry die mense verskriklik jammer wat in die buiteland sit, met hulle ouers wat nog hierdie kant sit, jy weet, so, ja, nog 'n been van gesondheidsorg. Right, so Liesel, jy het nou gewerk ook as 'n apteker, jy is after all 'n apteker. My ervaring en ek is gek oor my apteker, my ervaring is dat aptekers, die ouens wat die papiere het, wat die aptekers is met die bordjie, wat sê no smoking, dis die aptekers, is agter 'n toonbank, en jy stap na hulle toe, net met jou voorskrifpapiertjie. Baie selde in my lewe sal ek vir 'n apteker vra, oor 'n sê nou maar op seker afskeidingkie, kom sê 'n uitslaggie of vir dit of vir dat, want jy soek iemand maar op die vloer om jou te help
En dis nie eintlik die aptekers nie. Die aptekers voel vir my agter en vir voorskrif. Is dit hoe ons aptekers moet sien? Is dit hoe dit werk in praktyk? Is dit wat is jou mening daar rondom? Kyk, ek geld myself onder van die laaste regtig bevoorregte groep aptekers wat deur die ou hande grootgemaak is. Jy weet wat regtig nog gekyk het na 'n holistiese benadering na die mens en die kondisie van die mens as geheel en nie net gekyk het na simptome, plak 'n pleister of gat jy nie. Jy weet, worsmasjien, daai tipe van ding en ongelukkig en dit is ongelukkig nou nie net in die samelewing van gesondheidsorg nie, maar oral wat 'n mens kry dat mense hastig is en net 'n quick fix soek en net 'n vinnige oplossing soek waar op die uiteinde van die dag jou apteker is jou first port of call vir 'n ongemaklike vraagie, vir of dit nou 'n ek wil amper sê 'n snotneus of 'n afskeiding is, dit is die vinnigste, maklikste en goedkoopste bron van inligting. Maar ongelukkig, jy weet, ek dink met regulasie en met selfvertroue van die beroep, het dit 'n geval geraak waar ons maar vir ons bepaal daar agter die toonbank en ons wag maar vir die papiertjie, eerder as om in te gryp en jy weet, vrae te vra om te probeer verhoed dat, kom ons sê 'n kondisie is daar, dit kan moontlik vererger as ons nie ingryp nie, jy weet, my filosofie vir behandeling van pasiënte was altyd gewees, ek moet jou behandel uit die voorwinkel uit. Want in die tyd wat jy vir my jou voorskrifie bring en daar staan times 6/12 op, dan weet ek het vir jou ou maat. Dan kom jy terug, elke 6 maande met 'n voorskrifie, stel 'n ding aan, jy dalk 'n itempie by of nog 'n itempie by. Met as ek my werk reg gedoen het, dan het ons 'n itempie afgehaal as ons kan. Ja. Dit gaan aan jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Is dit nie? Jaar in, jaar uit en dit raak net al hoe makliker. En meer, né? Al hoe vinniger, makliker en meer, want jy weet, ek kan nie onthou wanneer laas daar werklik 'n kondisie of 'n siekte gekuur is nie. Ons behandel. We don't cure, we treat. En jy weet, so baie dinge kan 'n mens uitstel of stabiliseer selfs met basiese ingrepe. Jy weet, dit self is it's a very loaded statement, dit T's and C's apply, maar ek dink regtig ek het Western medicine, medikasie, brille, pille, polyfilla, dit het sy plek, maar damn it man, ons kan regtig baie reg kry met bietjie broccoli en 'n bietjie vesel en 'n bietjie what have you, voordat ons daar uitkom, of selfs net vat wat ons het, bloeddruk, suiker, whatever the case may be, en ons sê, okay, kom ons stabilise dit hierso, kom ons kyk wat het gelei dat ons hier opeindig, maar ook, hoe kan ons verhoed dat dit verder gaan of vererger? So ja, my opinie is, die rol van die apteker moet weer die persoon wees wat in die winkel rondloop, wat jou op jou voornaam ken, wat jou vra oor jou kleinkinders, Marissa. Jy weet, ek sien middag toe is tussen 2 en 4, dat die arme mense ook net geslaap kry, want magdag. Dit is rowwe ure en ek het baie empatie met die mense, maar ja. Maar deel van die ding vir my is, dat daar's 'n paar goed oor aptekers. Die eerste ding is dat ek voel, as dit kom by medisyne, weet aptekers eintlik meer as dokters. Kan ek gou vir my dokters opkom daarso? Okay, kom op vir jou dokter. Ja, ek het met baie van hulle fantastiese verhoudings, met ander van hulle, soos ek sal in die straat vrek ry, maar hoe ons opgelei is universiteit, is dit was in hierdie absolute silo's aangebied, jy weet, so dit was fisiologie en anatomie en farmakologie en dit was hierdie, jy weet, jy het regtig eers later van tyd die klokkie by die oor uitgebring van, okay, pankreas, insulien, en die nitty-gritty in between. En dit is waar die dokters inkom, dit is waar hulle goed is. Yes, ek ken my middel goed. En ek weet wat die orgaan se funksie is en waar hy sit en hoe hy lyk, maar jy weet, daar met die dokter se opleiding en hulle herwin dit nou weer met die jonger dokters wat deurkom. Ek meen, Technologie Universiteit het nou weer hulle hele kurrikulum verander, so 4-5 jaar terug, wat ongelooflik is. So
yes, aptekers ken hulle middels, hulle ken hulle medisyne, maar die dokter wat op die uiteinde van die dag die call moet maak, daar's 'n rede voor. Jy weet, Reg. dit hoef nie baie plekke maak of nie plekke nie, baie geselskappe maak van dit 'n clash, maar dit hoef nie noodwendig te wees nie. Elke ou het sy plek in die food chain, wil ek amper sê. Ja, in die gesondheidsorg arena. Yes, dis 'n Yes. baie mooi woord om te stel, ja. Sê bietjie vir ons Liesel, jy het gepraat nou oor voorkoming en hoe mens, wat is soort van die goed wat jy dink ons die meeste na moet kyk? Ek meen, as jy nou praat van goed wat mens kan verbeter, voorkom en so aan, wat is dit wat jy die meeste sien, wat jou miskien frustreer, of wat jy voel, dis waar mense die grootste verskil kan maak, en miskien moet jy ook so 'n bietjie praat oor in menopause self ook. Sjoe, kyk dis, amper sê, dis 'n baie breë vraag, maar 'n baie goeie vraag, want dit gaan afhang van persoon tot persoon. Jy weet, kom ons vat, menopause as 'n kondisie. Jy weet, die een persoon sukkel met slaap, die ander persoon sukkel met haar gewig, die ander persoon sukkel met warm gloede. So, jy weet, op die uiteinde van die dag, hoe voorkom 'n mens enige iets van daai simptome? Jy kan nie regtig nie. Jy kan dit vir jouself vergemaklik deur om jou, jy weet, gewig te probeer dophou en om jou slaaphigiëne te probeer reguleer en jou blue light exposure en jou omegas en al daai 10,000 dinge. Die lank en die kort is, as gesond eet en oefen en reg slaap, die regte, die 100% antwoord vir al ons dilemma's was almal van ons op New York se Fashion Week runway gewees. Jy weet, so dan het dit vir ons almal 100% gewerk. Jy weet, dis my 'n baie moeilike vraag om te verantwoord. Soos waarna kyk jy? Ja, dis verbruikers spesifiek, né? Yes, maar ek is ook redelik oortuig van as jy jou basics reg het, dan is die tweaks bietjie makliker. Jy weet, as mens eers 'n hele leefstyl moet revamp, is dit baie moeiliker as jou slaap en jou diet en jou exercise en jou goeders reg is, of althans ten minste gesond geklassifiseer kan word. Dan is dit makliker om daai tweaks te moet probeer kry om te kyk van wat moet mens dophou, wat moet 'n mens doen. Maar anders as dit, is dit maar blerrie moeilik. Okay, goed, so kyk, met menopause spesifiek, kom 'n mens gewoonlik maar met jou voorskrifie, né? Okay, in die begin, as jy nog onseker is wat's fout, en ek gaan bietjie nou vir jou vra, hoe hanteer jy 'n vrou wat daar inkom en sê, ek kan nie slaap nie, ek is gefrustreerd. Maar kom ons sê nou, jy word nou gediagnoseer met menopause, jy het nou jou pilletjie wat jy drink. Maar nog steeds, ek drink nou my estrogenpilletjie, my 1 milligram elke aand. Maar nou kyk ek ook programme en nou sien ek, of 'n ou vra vir my, nou die dag, drink jy Vitamiin K2, drink jy dit, en ek dink, hel, wat moet ek drink, wat moet ek nie drink nie. So, Liesel, kan ek en Melanie vir jou 'n paar vrae vra oor 'n paar vitamiene? Dis nou voorwinkelgoed, né? Kom ons kyk, ja. Dan moet jy nou vir ons eerlikwaar sê, of dit nou al bietjie ou nuus is, en of dit misplaas is, en of dit buite konteks is, of is dit nou die tipe goedjies wat ek vir myself moet kry? Boonbehalwe my estrogenpilletjie. So goed, ek gaan nou vir jou vra. Vitamiin D, is ook maar net in lockdown wat ons almal gehoor het daarvan. Vitamiin D. Laat toets maar heel moontlik, as jy dit nodig hê. Jy sê nou van laat toets, weet jy wat's interessant, Melanie? Ek kyk gister 'n program van 'n vrou wat sê, Vitamiin D is verkeerd geklassifiseer. Dit mis nie 'n vitamiene nie. Jy moet hom toets, presies wat jy sê, Liesel. Jy moet dit toets in jou bloed, want Vitamiin D, te veel kan jou baie siek maak, en te min kan jou baie siek maak. So sy sê Vitamiin D is 'n hormoon, maar okay, goed, Vitamiin D, jy sê met ons toets. Kan ek gou interrupt daarsom? So jou vitamiene A, D, E en K
is vetoplosbare vitamiene. So enige vitamiene wat in daai ouens wat related is daarso, moet 'n mens maar altyd laat toets, want hulle is vetoplosbaar, so as hulle in is hulle in. Is nie soos met 'n wateroplosbare ding wat vinnig flush nie, jy weet hy gaan sit in jou in vetweefsel. So al daai vitamiene Dan moet jy weet jy Vitamien A, A, Vitamien D, E, okay, akroniem is ADEC. En K. en K. Ja. Alright, so dit is iets wat jy eintlik moet toets. Dit was nou toe ek nou laas op universiteit was, ek is nie 'n dieetkundige of enigiets soos dit nie, maar daai ouens sover ek dit weet is jy wil daai levels dophou voordat jy hulle net pop. Okay. So sê vir ons watter van die supplemente is dan water? Watter flush jy uit as jy te veel het? Magnesium is een wat baie opkom, reg? Ja. Al die ander Wat er is nog? redelik, al die ander is sover ek if memory serves, is al die ander redelik maklik om te flush en is maklik oplosbaar en hulle neem ook vinnig op. So jy weet die vetoplosbare ouens is ook hy vat 'n oombliekie om die regte vlakke te bereik in jou liggaam en so. So ja, al die ander B-vitamiene, daai ouens C, ek meen daar's 'n rede dat jy byvoorbeeld jou Vitamine D pilletjie, jou 50.000 eenhede Vitamine D pilletjie net een keer 'n week hoef te drink. Maar I see. B-vitamiene of jou multivitamiene, kyk daai ene gooi jy. I see. Okay, so Vitamien B12, Vitamien B kompleks, is dit vir ouens wat hoofsaaklik vegetariërs is of is dit vir ons almal? Is dit 'n goeie ding om te neem? Ek is stout vir 'n ou Vitamine B pilletjie. Ek drink, ek meen, baas myne, hy's nie, ek drink hom nie elke dag nie. Maar hier sit hy, hier langs die rekenaar. Vir die dae wat ek regtig net voel, either ek word nie wakker nie, my tweede koppie koffie het my nie wakker nie, of jy weet, ek het baie hard geoefen, ek het 'n rowwe training week gehad verlede week, of jy weet, partykeer is my humeur ook net 'n bietjie nie waar hy moet wees nie, en dit is gelink aan my konsentrasie, en gewoonlik my menstruasie, so dan, so 2-3 dae, net na ontbyt, drink ek gou my Vitamine B pilletjies en dan is alles shap. Jy weet, Okay, goeie advies. En dan, ek wil nog vir jou vra oor 2 kies, en dan is ek seker jy het 'n paar om te vra ook, Melanie. Ek wil nou vra oor omega-3. Ek forceer myself om dit te drink, en nou sê iemand die krulpilletjies is beter, maar ouma, ek moet myself opsyk om daai reusagtige kanon te sluk, en dan definitief kry ek nogal so 'n bietjie van 'n vis repeat ook nog deur die dag. So praat met my, ek wil vir jou vra oor omega-3 en ek wil vra oor magnesium. En dan wil ek vir jou so 'n bietjie as ons tyd het en as jy wil jou nek wil uitsteek oor Ozempic. Of Ozempic, wat is daai? Of wil jy liewer nie daaroor praat nie? nee, Dan wil ek met jou praat oor magnesium en omega-3. Is dit belangrike goeders? Is dit iets wat jy elke dag moet neem? Of is dit ook per geleentheid soos die B's? omega-3 is vir my, hy's in my arsenaal. Ek is 'n groot fan van omega-3, omdat hy hierdie hy's cardioprotective ook kognitiewe beskerming het 'n meganisme, jy weet, waarop dit neerkom is hy's hoogs anti-inflammatories. Good. So hy's regtig vir my 'n belangrike ou, maar jy weet ook kyk na wat jy tolereer. Ek weet van party mense wat as hulle 'n Vitamine B pil, Vitamine B, omega pilletjies sluk, dan kyk hulle deur 'n naald vir 'n dag en 'n half. Wat ons ook nie wil hê nie, jy weet. Maar dan moet mens ook gaan kyk na die kwaliteit, jy weet, waar kom dit vandaan? Is dit voedselgraad? Jy weet, kom dit eintlik uit die vis uit of is dit 'n sintetiese ding? Ek meen, daar was 1 jaar 'n studie gewees, dieetkundige studente wat 'n gewone omega-3 supplement van die rak af gaan haal het, gaan toets het, is dit kookolie. Wow. Yes, so dit, mens moet maar gaan kyk na jou dinge. Die kwaliteit van die ding. Yes. I see. En magnesium, is dit nou ietsie wat ons hoor, as jy nou so in die nag wakker word, en ek is so geneig om wakker te word in die nag en te kramp, maar hulle sê magnesium kan vir jou 'n bietjie help slaap, en magnesium, weet ek, kan my maag nogal 'n bietjie
bietjie irriteer. Maar praat gou met ons oor magnesium. Melanie, is dit iets wat jy gereeld drink? Maar daar's ook verskillende magnesiums, reg? Yes. Dis nie net Magnesium, net die een, daar's glycinate een wat jou maag irriteer en dan's daar een wat die brain barrier kan Magnesium penetreer wat sulfate, goed magnesium sulfate maak sulfate wil ons nou nie in 'n pil hê nie, want en dan dit gaan jou thionate. werk. Ja. L-thionate. So magnesium, L-thionate en glycinate is jou rustige slaap mood ouetjies. Jou citrate is weer meer te doen met jou gut, jou maag, naels en sulke goeters. So, jy weet, party mense wat so overwhelmed raak, hulle gaan koop een van elke verbinding en dan kan hulle nie verstaan dat hulle permanent moeg is en jy weet permanent gedehidreerd is en permanent diarree het nie. At the end of the day is jy het nie al drie nodig noodwendig nie. Inteendeel, jy gaan nie noodwendig jou magnesium glycinate nodig hê nie. Ek is 'n groot voorstander daarvan, maar wissel die ouens af. Jy weet, jou liggaam as jy regtig fiks raak in die taal van jou eie liggaam, van hoe jy reageer op goed, dan So mooi gestel, Liesel. As jy fiks raak in die taal van jou liggaam. Dis baie mooi gestel. Yes, luister. Maar dit is maar waarop dit neerkom, is ons is so gewoond aan die ene op Instagram het gesê hierdie goed moet werk, maar dit werk nie. So nou is daar fout met my, want dit werk nie vir my nie. Meanwhile, back at around, Skarreboel, jy weet, dis okay. Jy's uniek in jou eie reg. Dit is nie veronderstel om vir jou te werk nie, want jy het dit nie nodig. Jy is omdat daar fout is met jou nie. So, as jy met 'n nuwe supplement begin, maak 'n nota. Hoe voel jy? Maar vat dit vir 'n week. Vir 2 weke vat jou notas. Raak pedantiek daaroor. Dit is jou body journal of jy leer jouself ken. As jy regtig begin besef hierdie ding is nie vir jou nie, scratch it. Weet, moet dit nie drink nie. Dit is so maklik en eenvoudig soos dit. Goeie Ek weet die advies. een ander een wat almal nou oor praat natuurlik vir ons beendere is kalsium. Reg? Gaan doen jou bone density scan. As jy bang is vir jou beendigtheid, gaan doen die scan, gaan kyk na dit. Jy weet, dis nie net kalsium wat jou beendigtheid affekteer nie. Dit is jou Vitamiene D, dit is jou estrogen vlakke. Dit is jou leefstyl, dit is jou impaksporte. Ek moet nou nie gaan rugby speel op 60 nie asseblief, maar dit is nie net kalsium wat jou beendigtheid gaan bepaal of nie bepaal nie. As jy osteoporose het, gaan 'n kalsiumpilletjie wat kan jy weet, dit gaan nie so baie jou verskil maak nie, dan moet jy osteoporose behandeling kry. So, great, hy werk as jy hom nodig het. Die mense wat sport doen, as jy sukkel met krampe en die magnesium gee al vir jou diarree, maar jy kramp nog steeds, is dit gewoonlik 'n geval van drink 'n bietjie minder magnesium, maar die feit dat jy diarree het, dehidreer jy ook, so dit gaan ook bydra tot die krampe, maar ook kyk na jou kalsium en jou kalium inname. So, ja, hy breek af tot 'n balans. Yes, absolutely. Ja, en ek dink as jy dit kan bekostig en jy vir alles na 'n integrale of funksionele dokters toe gaan, hulle is baie goed met bloedtoetse. So as jy byvoorbeeld gaan kyk of jy hulle kan vir jou 24 uur urine toets laat doen, wat hulle na jou kalsium kyk. So hulle kyk of jy actually besig is om, ek weet nou nie hoe om Afrikaans te sê nie, of jy kalsium afskei, basis jy shed kalsium. So hulle kan kyk, want dit beïnvloed jou beendigtheid natuurlik ook, jy weet. So daar's allerhande goed waarna hulle kan kyk, daar's allerhande markers in jou bloed. Nou, dit kos 'n plaaslike prys, maar as jy dit so een keer elke paar jaar doen, dan is dit regtig die moeite werd. Want Liesel, die ander ding natuurlik van vitamiene is, alle vitamiene, soos dit nou maar gaan met enige produk, they're not all equal, reg? Dis nou presies wat jy nou gesê het van jou omegas en so aan. Dis nie noodwendig dat die duurstes die bestes is nie, maar dis nou waar jou apteker baie behulpsaam kan raak, reg, as jy kan praat oor, hulle is nie almal equal nie. Hulle is nie almal equal nie, en Melanie, die hartseer van die saak is aptekers is nie noodwendig eers well-versed noodwendig in, jy weet, wat is die moeite werd, wat is nie die moeite werd nie. Ek het toevallig deur my eie journeys baie vroeg in my loopbaan besef, maar my filosofie aangeneem van behandel uit die voorwinkel uit, kry jou leefstyl reg, jy weet, dit wat jy inneem gaan bepaal, jy weet, hoe baie geld ek wat Big Pharma is, wat jou uit gaan maak op die uiteinde van die dag.
En ek het ongelooflike mense oor my pad gekry. Ek meen, en ek gaan nou, wil nie noodwendig name drop nie, maar sit 'n goeie vriendin van my geraak, Annika Barna, die dieetkundige van Cape Gate Dietitians, daai vrou het my lewe gered. Daai vrou het my lewe gered deur om vir my voor te stel aan die taal van my liggaam en wat my liggaam nodig het en hoe my liggaam werk en wat my liggaam met nutriënte doen en jy weet, sy het my voorgestel aan voedselgraad vitamiene. Nou, ons praat nou hier van 'n solid 7-8 jaar terug. Wat voedselgraad vitamiene was amper ingevoerde goed. Dit was hierdie ongelooflike duur, ridiculous pryse wat mens vir vitamiene betaal het, maar tot ek gaan kyk het na wat dit behels, en voedselgraad vitamiene is, vergelyking met jou alledaagse ou multivitamiin byvoorbeeld, is, kom ons vat 'n vitamine B of 'n vitamine C ding, dit het 'n chemical compound, so dit word in die laboratorium gemaak, dit is vitamine B, struktureel, dit is vitamine B. Hy werk soos vitamine B, hy lyk soos vitamine B, hy ruik soos vitamine B, jy PPA highlighter, dit is vitamine B. Maar, as ons gaan kyk na die voedselgraad, en ek hou van, op die voedselgraad hou ek van verduidelik met die vitamine C komponent, waar ons sê, die vitamine C is die lemoen, right? Die vitamine C komponent is die segmente van die lemoen, uitgedroog, opgekap, dit is die wit gedeelte van die lemoen, dit is die skil van die lemoen, alles uitgedroog, opgekap, fyn gemaak, dit wat jy kry in jou vitamine C is die lemoen. So, hoe jy daai pilletjie inneem, en hoe jy jou lemoen inneem en absorbeer, pretty much the same thing. So, die groening is ja, sintetiese vitamine is baie meer bekostigbaar, maar daar ek nou nie so baie leeswerk al gedoen nie, is wat neem ons werklik op van die sintetiese? Jy weet, al wat my liggaam of my common sense sê vir my, closest to nature is gonna work. So, Ja. ja. Hoe nader, hoe beter, ja. Okay. And we go to nature first. Dat het dan, ja. Jy het nou sosiale media genoem. Ek weet, een van die goed wat vir my die horlepiep gee, is al die goed wat gebeur en mense wat sommer goed so van sosiale media afvat, of by hulle vriende pille leen, of medisyne leen. Jy weet, ek het 'n vriend gehad, 'n ouerige vriend wat onlangs, sy kind is op Ozempic, sy volwasse seun nou is op Ozempic, seun is al in die 40's, en hy het toe gedink, is sommer 'n goeie idee om vir pa sommer goue inspuiting te gee, daarvan, want pa was 'n bietjie van sy boepie verloor, en hy was verskriklik siek. Praat bietjie met ons oor hierdie twee goed, die een is van mense wat so goed uit die sosiale media uitkry, en dan die ander ding van mense wat mekaar se medisyne gebruik, of selfs supplements en sulke goed. Wat ek geleer het van social media en al hierdie wat ek kyk, is kollageen, kreatien en proteïenpoeier. So sosiale media lig my baie in, of sit ek die pot mis? Wat sê jy, Liesel, van daai 3 goeters? Sosiale media op daai 3 onderwerpe lig jou baie in, maar daar's 'n paar details wat hulle nie noodwendig vir jou uitblaker nie. Byvoorbeeld kollageen daar was 5 jaar terug 1 of 2 brands gewees wat vir jou plaaslike prys gekos het, maar dit was die ware Jakob gewees. Soos baie van hulle bestaan tot vandag nog, en as jy vir hulle gaan koop, dit is wat jy gaan kry, maar jy weet, daar's maar sekere kriteria's waarna jy moet gaan kyk. Jy kry 3 verskillende tipes kollageen, 1, 2 en 3. Jy weet, jou kollageen tipe 1 is vir 'n ding. Ek dink dit is vir jou vel en jou hare. Die kollageen tipe 3 is vir jou joints en goeders, en dan so doserings waarna jy moet gaan kyk. So kom ons kyk net gou hierso. Ek dink ek het dit hier iewers neergeskryf. Moet ek net gou. Dit is kompleks. Dit is nie net vir, ek kan nou, Ja. Moenie net vir Sunny van Brakpanna vertrou hiermee nie. Sunny van Brakpanna weet nie noodwendig wat sy praat nie. Sunny van Brakpanna sou wil raad en advies gee oor kollageen is soos
gee vir my 'n resep vir 'n goeie bone broth. Jy weet, dit gaan vir my net soveel kollageen gee, by al mens. Gee vir my 'n lekker resep vir 'n bone broth, maar moenie vir my 'n poeiertjie aanbeveel nie, want dit gaan nie noodwendig die kloutjie by die oor uitbring nie, excuse the pun. Ja. So jy weet, as ons kyk hier so tipe 1 en 3 is vir jou vel en jou hare en jou naels en wondgenesing. Tipe 2 is vir jou gewrigte en jou kraakbeenondersteuning. Tipe 1 op sy eie is vir bene, want dit is fisies in jou beenweefsel. En dit moet ook in die regte formaat wees. Jy weet jou tipe, ek dink jou tipe 1 en tipe 3 moet hydrolyzed wees, jou tipe 2 moet denatured wees. So kollageen homself is 'n komplekse ding, en dan die hoeveelheid. Jy weet, as jy 'n halwe teelepel van dit gaan inkry, gaan dit vir jou absoluut okkel beteken nie. Maar as jy jou sakkie met tot en met ek dink die gedenatureerde tipe kollageen moet jy tot en met 40 gram of so iets inneem om werklik 'n verskil te maak. So jou koffie gaan proe na 'n koe se hoef. Jy weet, as jy vir hom daar gaan inmeng. Voordat jy daai been so uitsuig. So ja, gaan kyk na, lees jou labels. Jy weet, hierdie maatskappye se bemarkingsbegrotings is, en ek is baie dankbaar daarvoor dat daar sulke suksesvolle maatskappye in Suid-Afrika is, en asseblief Here, mag hulle medikasies en hulle behandelings en hulle supplements jy weet, 'n verskil maak in mense se lewens, maar hierdie mense se bemarkingsbegrotings kan 'n klein landjie voer. Jy weet, so lees jou label, vra die vrae. So ek wil net gou vra, jy het gepraat van bone broth. So in steede daarvan, laat ek nou, dis nie, ek wil myself baie mooi bewaar. Ek wil nie pyn hê nie, ek wil soete nagrus hê. Ek wil 'n mooi vel hê. Ek verstaan dit nee, ek terg sommer. Wat ek nou vir jou wil vra, né? Het ek nie jokkie. Ek nou in die amper sê ek die kafee by die apteek gaan staan en na al die kollagene kyk. Sê jy kry 'n lekker bone broth resep, drink it, it's good, it's healthy, it's hearty, and that's good enough. You think? I think Liesel? Okay. Ek dink so. Take a back to nature. Alright. Kom ons dink gou daaroor. Dit is waar kollageen vandaan gekom het. Dit is wat hulle in die 1800s gedoen het. Ek meen, as jy begin nuus het, toe ek wil amper sê toe die Reiger die Tiger en die Titanic hier aangekom het in Jan van Riebeeck se tyd, het as jy begin nuus het, was dit turmeric en bone broth gewees. Dit is wat jy gekry het, en as jy dit nie oorleef het, was dit maar sterkte. Maar as jy dit oorleef het, was jy aan die ander kant uit, jy was sterker as ever before. Dis net baie, in my opinie, baie meer convenient om dit vinnig in 'n poeiertjie te hê wat nie 'n smaakie het as jy byvoorbeeld nou 'n vegetariër is of hoe ook al nie. Maar again, closest to nature is maar Okay, dis mooi. Goed, Melanie, jy wil vra oor ander mense, die buurvrou se happy pilletjie drink of die Ozempic. Nie 'n goeie idee nie. Ons het weer lank daaroor te praat, nie Liesel? Nie 'n goeie idee nie, reg? Wel, ideaal nie. Kyk, ek was baie anti-Ozempic gewees, maar ek is deesdae definitief 'n voorstander daarvan, maar ons kan nou daaroor gesels. Maar die lank en die kort is, as dit vir jou voorgeskryf is, dan is dit vir jou. Nou praat ons van Ozempic. Okay. Nee, ons praat oor die algemeen. Oor die algemeen enige van medikasie is jy weet, ek dink daar lê wel 'n genade in hoe resilient ons liggame werklik is, want jy weet, as jy moes doodgaan in elke liewe ding waarin jy moes blootgestel wees, waar jy nie moes gewees het nie. Kyk, was party van ons al 'n paar keer oorlig gewees. Maar jy weet, jou hoë bloeddruk en my hoë bloeddruk het twee verskillende oorspronge. Jy weet, joune is as gevolg van die feit dat jy amper 60 is, myne is as gevolg van, jy weet, my niere of my hart werk nie reg nie, en so die meganisme lyk 'n bietjie anders. Dieselfde met angs en depressie. ADHD, wat ook al die geval mag wees. Ons oorspronge lyk anders, so ons meganismes lyk ook heel moontlik anders, so ons behandelingsplanne gaan heel moontlik anders lyk. So, ideaal, asseblief moenie die buurvrou se pille drink nie. Maar ek wil nou vir julle net 'n staaltjie vertel, iets wat gebeur het met myne vriendin. Haar naam is Colleen en haar dogter is 'n mediese dokter.
Maar nou het Colleen eerste sy het 'n skoueroperasie gehad en net daarna het ek 'n skoueroperasie en Colleen moet gaan vir haar tweede skoueroperasie en ek moet gaan vir my tweede skoueroperasie. En ouens, julle wat sukkel met skouers, julle weet jy kan nie slaap nie, jy kan nie lê nie, jy moet regop wees. So jy's regop vir maande en dit is seer en ongemaklik en jy's gefrustreerd en. Nou gaan kuier ek by, nou gaan kuier ek by Colleen. Nou, altyd as ek by Colleen kuier, drink ons bubbly. So eers ding wat ons nou is die bubbly bottel oop. Nou begin ons praat oor ons medikasie, maar nou haal ek hier uit my handsaakie uit en ek sê, ek drink hierdie een, ek het hierdie enetjie vir pyn, hierdie een maak my nee, sy gaan hare haal, nou gaan haal sy nou sit 'n hele tafel vol pille en dit is die bubbly. Nou sê sy, maar sy sê hierdie ene maak haar baie dronk, maar sy sê jy kan hom gerus probeer. Ek sê, maar hierdie ene is dit en dat, jy moet hom probeer, want hy maak jou nie vaak nie. So ons, hier kom haar dogter in, sy sê, wat maak julle? Julle drink bubbly, julle het 'n pillepartytjie. Toe sê ons vir haar, jy mag net saam praat as jy 'n skoueroperasie gehad het. Want as jy 'n skoueroperasie gehad het, weet jy dat bubbly en pille loop baie mooi saam. So ons het so 'n lekker pilleparty gehad, maar toe sê sy net nie dit. Onwaarbaar. Ek het jare terug toe ek nog in Appington gebly het, dan ons het 'n 3-kamp gaan doen. Nou Appington daar gebeur regtig niks. So ons het die een Vrydag aand besluit, die volgende Saterdag is ons 3 mense wat deelneem aan 'n 3-kamp. Ek het 'n fiets, so ek moet die fietsry doen. Die arme, daar was een of ander seun met, hy het nou net sy skoon clean bill of health gekry vir velkanker, hy gaan swem, en dan my ander vriendin gaan hardloop. Right, cool. In elk geval, en ek moet daar swem toe, en ek ry toe my fiets, maar ons dink toe, man, fietsry in Appington is mos nou plaasbaai, is vinnig gemaklik. Meanwhile is dit sulke paadjies, en is dorings en klippe, en daai tipe van dinge, en ek is, een ding wat ek regtig goed in my lewe kan doen, soos regtig goed is, ek val ongelooflik goed van 'n fiets af. En ek doen dit nou 'n paar keer. In elk geval, ek is iewers op 'n call, wat ek nou gedink het, ek ry nou baie lekker, ry, trap, en ek gaan by 'n balletjie af, en dis los sand, en ek is met my boor my handlebars. Die dominee op die dorp se vrou was die paramedic gewees, een van die paramedics om te kom kyk, sy sê toe vir my, is jy alright, wil jy klaarmaak? Ek sê toe wel, ek moet klaarmaak. Daai man kom bid vir jou. Nee, die oom het die krag verbid, ja. Hy blaas die vletjie aan die einde, so dit is regtig, dit was so geval, sy's op die quadbike gewees, en in elk geval, ek sê toe vir die mense, kyk, ek moet nou maar klaarmaak, want ek is deel van 'n span, as dit nou net ek was, dan by all means, maar ek is, nou, Ilse sit en wag vir my, sy nie gaan hardloop, gaan sy vir my bitter kwaad wees, so ek moet klaarmaak. In elk geval, kom toe daaraan, ek handig oor Ilse hardloop, ek gaan die paramedics toe, die ouens wat nou, actually die ambulance, ek sê vir hulle, kyk die ouens, iets is nie reg hier met hierdie ribbes van my nie, kyk gou vir my. Hulle vat my, hulle klap my so, en ek is so, hulle sê vir my, okay, jou ribbes is gebreek, as jy begin 'n bloed toe, kom laat weet ons vat jou in dorp toe, want dan sit nou ekstrale en operasies en sulke dinge, ek sê, okay, cool, maar nou, al wat ek by my het, is so 'n potjie Maybellines en 'n bottle gin. En, ek het opgeloop. Ek het daai aand geslaap so klip. Ek het eers die volgende dag besef, my ribbes is regtig gebreek, want ek dink ek het nog op 'n klip. Man must do what you must do. Dit was regtig, dit was soos Survivor, Australië, Fiji, ek weet, dit was Survivor, Oranje Rus, Appington, maar, so, that's a completely human story, wat julle beleef het met die skouers en die pille en die bubbles. So ons het nou vroeër gepraat oor menopause. So, Liesel, nou hier stap nou 'n vrou in by die apteek. Jy kan sommer sien haar energie is laag. Jy kan sien dat sy nie baie lusvol vir die wêreld nie, op naantrane, moeg, voel so 'n bietjie breinvaggerig. Jy kan sommer sien en haar, sy weet nie eintlik, ek kan nie eintlik onthou wat moes sy gekry het en wat moet sy doen nie. Lae energie. En jy sien haar soms so inkom en sy sê vir jou, luister, help vir my, ek voel nie lekker nie. Maar jy kan nou sien, sy is in daai ouderdoms, sy pas in daai hokkie van menopause, perimenopause. Voordat sy nou by die dokter uitkom vir haar bloedtoetse, om te kyk of is sy menopause, maar sy het nou daai simptome. Is daar iets waarmee jy vir haar kan help,
just so that you can get through it met daai brain fog en die moeg en die nie lekker voel nie totdat sy op die regte behandeling kan kom. Is daar iets wat jy voorstel uit die voorwinkel? My eerste go-to vir brain fog is altyd check your gut. My eerste vraag aan haar gaan wees, sukkel jy met swaaibbrand, hartlywigheid, kroniese diarree, sukkel jy met burning mouth? Jy weet, want hulle praat van jou, the gut-brain microbiome, en my eerste ding is, as jou gut nie werk nie, dan absorbeer nie jou nutriënte reg nie, en jy, jou brain fog kom heel moontlik uit dit uit. So, ek het nie vir haar 'n quick fix nie, maar ek het vir haar, kom ons begin, ons probeer. Kom ons kyk wat ons kan doen, in terme van, ons gaan kyk na dieetmatige, en weer eens, ek is nie 'n dieetkundige nie, maar die triggers, die goeders wat meeste mense trigger vir gut goeders, is maar goed wat gluten bevat, en wat laktose bevat, partykeer neute en eiers. Soos ek sê, dit is 'n geselskap op sy eie, maar kom ons gaan kyk wat werk nie. En dan definitief glutamien en kreatien, is ons maatjie daar. En dan, en dan ons ou vriend Probitek. Daai ding is goud. Hy breek my brein. Dit is next level. Weet jy, ons het 'n terugvoer gekry van 'n vrou. Ek gaan sommer nou dadelik gou vir jou so kry, wat so lieflik is. Sy stuur 'n boodskap aan Probitek en sy sê, ek het spastiese parese, is 56 jaar oud en sukkel geweldig met my blaas. Die uroloog het vir my 'n blaaspas aangeheer ingeplant, wat nie 100% werk nie. Ek het op Grys en Gatvol van julle produk gehoor en dadelik dit vir my gekry. Vir die eerste keer in jare kon ek 'n duidelike verskil voel en kon ek betyds by die toilet uitkom sonder om droog te moet aantrek. Ek is so dankbaar vir hierdie produk wat my lewe draaglik maak. Baie dankie. So ja, weet jy, Probitek is 'n wonderlike, is regtig 'n supreme iets. Okay, goed, maar ek is so bly jy praat van brain fog en gut. Baie dankie, wonderlike inligting, Liesel, regtig. Baie dankie daarvoor. Enige tyd. Sorry, my volgende ding sal net wees, gaan toets daai hormone. Moenie die spitbol nie. Nie raai, net omdat jy in die ouderdomsgroep val, dat dit moontlike storie gaan wees nie, want, jy weet, dit kom nou weer neer, jy weet, hysterektomie nie, jy weet, waar lê die vlakke, wat is werklik nodig, waar moet jy aangevul word, dit is nie 'n one size fits all nie. Ek meen, ek is 35, en ek moet my testosteroonroompie aansmeer, want ek het gevrek van die brain fog, en toe is ek by 'n dokter gewees, wat vir my gesê het, weet ek verduidelik vir my simptome, want ek wou op die peptide terapie en goeders gegaan het, toe sê vir my, voordat ons met enige iets begin, kom ons gaan toets die hormone, ons gaan toets jou testosteroon, en lo and behold, dit is 'n game changer, rare. Dit is, né? Dit is 'n game Dit gee sommer dadelik energie vir 'n mens. 2 weke later, Kan helder sien. dit letterlik daai wolk wat hier hang is soos, rarig, dit is, En dis nie eers 'n happy pilletjie nie, dis net hormone. ja, nee, die happy pilletjie het gehelp met tot op 'n punt, jy weet, die hormone was die finale, weet, wat hom deurgestoot het. Nee, so, dis my volgende advies is, gaan toets. Ek dink om 'n hormoon te laat toets is tussen R200 en R400. Vir vrouens is dit estrogen, progesteroon, en testosteroon. Dis nou nie buitenskildklier en so al aan. Dit is R600 na R800 wat dit, ja, daai kennis in die taal van jou liggaam, wat hy vir jou sê, wat dit vir jou vertel, is prysloos. Absoluut prysloos. Ek hou so baie van die taal van jou liggaam. Ek stem met Maritza saam, dis so mooi. Maar dit voel vir my, ons is nou al amper vir 'n uur lank besig, en Liesel, dit voel vir my asof ons met jou kan praat, en miskien moet ons opvolg hierop, en miskien moet ons vir die luisteraars sê, stuur bietjie vir ons vrae wat julle vir Liesel sal wil vra. En dan kan ons weer 'n keer met haar praat.
Vra 'n bietjie spesifieke vrae, dink daaraan wat aan die voorkant van apteke is. En ek dink dit is, want ek dink dit is so belangrik. Dit is so belangrik en jy is so apteker na my hart, want ook onthou bietjie een ding, jy weet jou dokter gaan jou uitjaag binne 10 minute. En vir jou nog baie charge ook daarvoor. En waar jou apteker het gewoonlik 'n bietjie meer tyd. Ek weet dit is nou 'n bietjie moeilik as jy in hierdie groot winkels ingaan en so aan, maar as jy nog gelukkig is dat daar 'n gewone apteek, proper apteek naby jou is, gaan praat met jou apteker. Dit is vir my so belangrik, want ek dink hulle het gewoonlik bietjie meer tyd vir jou. Dit sal privaat wees, hulle weet baie. Ons judge nie so verskriklik wat die mense dink ons doen nie. So asseblief, kom koop jou morning after pill. Kom vra oor 'n kondoom wat gebreek het. Kom vra oor lube. Kom verstaan, as ons nie weet nie, dan gaan vind ons uit. Maar ons is regtig nie, ons het resting bitch face, want ons is regtig moeg meeste van die tyd. Maar ons judge nie. Ons judge regtig nie, soos kom try jou ongemaklike vragie, kom try asseblief. As iets in jou lyf nie vir jou reg voel nie, of nie reg lyk nie, bevraagteken alles. Moenie neuroties raak nie, dit is nie noodwendig so nie, moenie gaan fout soek waar daar nie is nie, maar leer die taal van jou liggaam en luister wanneer sy vir jou sê, iets is nie reg nie. Jy sal iewers jou antwoord kry. En jy weet, jou apteker is veronderstel om regtig vir jou te probeer verhoed om jou voorskrifte te bring met jou times 6. Waar dit moontlik verhoed kan word. Sekere gevalle ongelukkig, dit is wat dit is en dan sê ons dankie Vader vir daai behandeling, maar luister vir jou liggaam, you're not crazy. Ek skop graag my dag af met 'n heerlike, lekker smoothie met bessies en allerlei lekker goedjies in. Maar die belangrikste bestanddeel vir my is my Probitek prebiotiese veselpoeiertjie. Net een klein sakkie gee my genoeg vesel, glutamien en spysverteringsensieme wat natuurlik wondere verrig vir my darmgesondheid. Wat kan nou makliker wees? En of beter? Dankie Probitek. Cheers! Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het en saam geluister het. Ons almal wil 'n stukkie van Liesel hê, né? Sy's 'n bron van wonderlike inligting. Soos wat Melanie gesê het, kom terug na ons, so sê vir ons waar wil julle gesels. En dan gaan ons weer vir Liesel nader hart. Sy gesels baie lekker. So van my kant af, baie dankie vir julle ondersteuning en saamkyk en vir die community wat ons al gevorm het. Melanie, Liesel, baie dankie. En ja, onthou julle kan ons bereik by info@grysengatvol.co.za. So stuur hy vrae in en laat ons kyk ons julle kan antwoorde kry. Dankie Liesel en dankie aan julle wat geluister het. Bye. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingsdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.